Goeiemôre vriende, Dinsdag 19 Mei 2026. Ek hoop julle het sommer 'n lekker dag wat voor julle uitstrek en mag julle ook sommer die Here se teenwoordigheid op 'n wonderlike manier ervaar. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil in sy teenwoordigheid. Here, soos ons nie ontslaak kan raak van ons asem nie en dit lewensnoodsaaklik is, met elke teug ons inderdaad lewe in. Is dit ook so met die Heilige Gees wat deel is van ons lewe. Here, met elke teug as gelowige mens teug ons die Gees van die lewende God in ons in, omdat hy binne in ons is en hy so suurstof vir ons as kinders van U. Here, help ons en inspireer ons deur U Gees om altyd op U pad te stap, elke oomblik van die dag. Here, dat ons Jesus gefokus sal wees, Heilige Gees gedrewe sal wees en absoluut gehoorsaam sal wees aan U as ons God en Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, die laaste meditasiestukkie gaan ek vandag neem uit Psalm 136, 'n verskriklike mooi Psalm, waar dit gaan heeltyd aan sy liefde is daar geen einde nie. En ek gaan dit letterlik so aan julle voorhou, vriende, en dan dink julle 'n bietjie en mediteer so 'n bietjie daaroor. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Geef vir jou tydjie, Here, vriende, waar jy die Here nou kan loof, want hy's goed. Loof die oppermagtige God. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die magtigste van alle maghebbers. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof hom as oppermagtige God. Loof hom as die magtige van al die maghebbers. Dis min tyd dat ek en jy kry om die Here so te loof op so 'n manier. Loof hom, omdat sy liefde is daar geen einde nie. Hy het magtige dade gedoen, hy alleen, ook in jou en my lewe. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sê vir hom dankie oor dit wat hy in jou lewe gedoen het. Loof hom daaroor. Hy het die hemel met soveel insig gemaak. Hy het die aarde op die waters gevestig. Hy het die groot hemelligte gemaak. Die son om te heers oor die dag, die maan om te heers oor die sterre, om te heers oor die nag. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sê vir hom dankie dat hy die skepper is van die wonderlike aarde met al sy uitdagings, vriende, vir jou en vir my geskep. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die Egiptenaars getref met die dood van hulle eersgeborenes en Israel onder hulle uitgelei met sy groot mag en krag. Hy het die Rietsee in twee gekloof en Israel daardeur laat trek, maar die Farao met sy leermag in die Rietsee gestort. Vriende, wat is die Rietsee waardeur die Here jou gevat het? Wat is die Egiptenaars in jou lewe wat hy
wat hy gekanselleer het. Sê vir hom dankie daarvoor. Aan sy liefde is daar geen einde nie, sê die psalmdigter. Hy het sy volk deur die woestyn laat trek. Hy het groot konings oorwin, magtige konings laat sneuwel. Hy het hulle land as geskenk gegee, dis koning Og van Basan. As geskenk aan Israel sy dienaar. Hy het aan ons gedink in ons vernedering en ons uit die mag van ons teenstanders bevry. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Wat is daar in jou lewe teenstanders? Vriende, mense wat jou 'n moeilike tyd gee. Dra hulle aan die Here op. Plaas hulle in die Here se hande. Moenie self wraak neem nie. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Vriende, mag julle inderdaad God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.